grave to grieve. Wish I could see angels' faces when they hear your sweet voice sing. So go rest high on that mountain. The sun, your work on earth is done. Go to heaven shouting love for the Father and the Son. Go rest high on that mountain. 'Cause son, your work on earth is done. Go to heaven shouting love for the Father and the Son. Go to heaven shouting love for the Father and the Son. Ons gaan nou 'n amptelike verklaring hê in wie se naam ons hier by een is en daarna bid ons God se seën af op hierdie verrigtinge vandag. Kom ons sit net so en dan erken en bely ons die volgende. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Geliefde familie en vriende van oom Oubaas genade. Barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, grote God, U wat die een is wat gegee het op 22 November 1945, U wat die een is wat geneem het, 7 September 2022. U is die Alfa en die Omega, U is die begin en die einde. U is die een deur wie U Seun sê, hy wat in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. Vader, en dit is ons troos. Oom Oubaas lewe.
want u genade en u liefde, deur dit het u hom, u eiendom gemaak. Vader, ons dankie dat ons kan weet, dat hierdie lewe hier op aarde, die hier en die nou, hierdie sondige bedeling nie die eindpunt is van 'n gelowige se lewe nie. Maar dat ons Here Jesus Christus ons die belofte gee as hy opvaar na die hemel, dat hy gaan om vir ons plek gereed te maak. Want in die huis van sy Vader is daar baie wonings. Vader, ons dankie dat die dood ons nie meer terughou nie. Ons dankie dat ons saam met Paulus kan erken en bely dat die dood nie meer 'n houvas op ons lewe het nie. Inteendeel, dat die dood vir ons 'n deurgang is van hierdie sondige bedeling na die lewe hierna, die lewe tot in volheid tot in alle ewigheid. Ons dankie dat ons saam met hom kan uitroep vanoggend. Dood, waar is jou angel? Want jy het oor my geen houvas meer nie. Daardie dag toe die groot klip weggerol is. Daardie dag toe die vroue in die graf gaan staan en die engele vir hulle sê, hy's nie hier nie. Jesus, die Messias wie julle soek, is nie hier nie. Hy leef. En daarom dank ons U dat hy die eerste een is wat soos 'n korrel geplant is, wat ontkiem is, wat gegroei het en wat ons ook nou in navolging van hom, oom Oubaas, die 7de van hierdie maand, sy verlosser, in al sy glorie en in al sy eer, kon sien. Want Vader, om heen te gaan, en by Christus te wees, dit is vir ons verreweg die beste. Ons bid in besonder vir Tannie Hannetjie, in hierdie tyd. Ons bid Vader en ons dankie vir al die familie, en vriende en geestelike familie, ons gemeente, wat haar omring en haar bystaan in hierdie tyd. En ons bid werklik waar die woorde van Psalm 147 ook oor haar af, dat U in hierdie tyd werklik die een sal wees, wat die gebrokenis van hart sal kom vertroos. Dat U die een is, wat die wie seer het, daardie seer sal kom minder maak, en sal kom verbind, deur die werk van U Heilige Gees, die volmaakte trooster, die volmaakte Parakletos, die een wie ons Here Jesus Christus vir ons hier gelos het, nadat hy opgevaar het na U, Hemelse Vader, sodat hy ons in die waarheid en in geregtigheid mag lei, maar dat hy ons ook in elke omstandigheid, ook vandag vanuit die woord mag vertroos. Spreek dan nou, Vader, want U gehoorsame kinders het gekom om te luister. Dit bid ons in smeking en in danksegging, in die naam van U geliefde Seun, Jesus Christus, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Familie en vriende, ek wil vir ons 'n kort gedeelte saam lees uit 2 Timoteus 4. Dit staan bekend as Paulus se sterwenswoorde. En uit hierdie sterwenswoorde wil ek graag ook 'n paar dinge van toepassing maak op oom Oubaas se lewe en ook op elkeen van ons se lewens vandag, en dan ook die troos van God se woord aan elkeen van ons bedien. Kom ons lees 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8. Paulus sê, ek word reeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinnaarskrans van geregtigheid op my, wat die Here die regverdige regter op daardie dag vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wie sy koms liefhet. Ons gaan hierdie woorde so saam lees en ons gaan al 3 hierdie verse as ons fokusverse neem en dan ook God se troostende woord vanoggend of eerder vanmiddag. Geliefde familievriende van hom Oubaas, hierdie is sekerlik, as 'n mens nou praat in terme van sterwenswoorde, en daar was 'n paar in die geskiedenis wat treffend is, dan is hierdie die mees treffendste sterwenswoorde wat jy ooit sal hoor. Net voor sy laaste groete boodskap,
wat hy uitstuur aan Timoteus, sê hy vir Timoteus, ek weet, my dood is naby. En dan wil hy vir oulaas nog vir jong Timoteus bemoedig en versterk, en dan wil Timoteus by hom weet, maar hoe word die gemeente nou getroos? Wat moet ek vir hulle sê, Paulus, in al jou ervaring? En dan sê Paulus een ding, preek die woord, hoor die woord. Hy sê daar is eintlik net een ding wat 'n mens kan troos in hierdie dag, Tannie Hannetjie, met hierdie enorme verlies, en dit is die woord van God. En dan sê hy, doen dit sommer tydig en ontydig. Want die tyd van my heen gaan, sê Paulus, is naby. Die laaste ruk, vandat hom oubaas in die hospitaal was, sy ou liggaam kon mens sien, hoe dit uiterlik besig was om te vergaan kan, soos Paulus sê, maar innerlik is hy vernuwe. Die tyd van sy heengaan was naby. Nou praat Paulus met groot vrymoedigheid oor die dood. Dis nie eintlik vir hom iets vreemd nie. Iets waarvoor ons in die tyd waarvoor ons leef nie baie lief voor is. Ons wil met alle respek sê, so lank as moontlik in hierdie lewe kleef. Ons praat nie graag oor ons eie dood of die dood van iemand anders nie, maar Paulus sê vir Timoteus, maak vrede met jou naderende dood. Maak vrede met die feit dat hom oubaas heen gegaan het. En hy doen dit op 3 vlakke. As ons nou kyk vers 6, vers 7 en vers 8. Vers 6 praat hy, Tannie Hannetjie, hy gaan vir Tannie troos in die hede, vandag, die hier en die nou. Vers 7 in die verlede, sy lewe wat hy geleef het, en dan ook nou. Van vandag af vorentoe gaan hy ons ook troos in vers 8. So in vers 6 beskryf Paulus vir ons reeds dat hy vrede gemaak het met sy dood. In die hier en die nou, want ek word reeds as drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. En so bewerk die Heilige Gees nou, wetend of onwetend, in die gelowige 'n oorgang van hierdie lewe na die volgende. Wat beteken dit? Net voor ons dood kom die Heilige Gees en hy kom bewerk die oorgang tussen die lewe hier en die lewe hierna. Hoor mooi wat sê Paulus, 2 Korintiërs 5 vers 5. Maar hy wat ons juis vir hierdie oorgang toeberei het, dit is wat daar gebeur het aan Jannetjie, op daardie oomblik wat hom oupa sy laaste asem uitgeblaas het, is God wat ons ook sy gees as onderpand gegee het. Wat 'n geweldige troos. Ons worstel dalk met hoe oom oubaas op daardie oomblik kon gevoel het. Die skielike manier hoe dit plaasgevind het. Die Heilige Gees troos ons vanmiddag. God het oom oubaas se heengaan toeberei. Deur die Heilige Gees, hy het die Heilige Gees as 'n onderpand, as 'n versekering gegee. En so werk die Gees nou in Paulus ook, dat hy kan weet, die tyd van my naderende dood is op hande. Die tyd van my heengaan is hier. Hoor jy die treffende beeld wat Paulus hier gebruik? Hy sê ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Nou as ons in die Ou Testament in Eksodus en veral Numeri gaan lees oor die offers, dan sien ons dat daar 'n bepaalde ritme en 'n bepaalde volgorde was. En as al die offers vir die dag afgehandel was daar een offer oor. Die priester het die beker gevat en daar was wyn in. As al die offers klaar is, dan het hy daardie wyn aan die voet van die altaar gaan uitgooi. En dit is genoem die drankoffer. Nou sê Paulus, my lewe word nou as drankoffer uitgegiet. Nadat die offerlam en die ram en die bil en al die offers klaar is, kom hierdie laaste offer. Daar bly nog net een ding oor. Paulus sê die tyd van my heengaan is nou naby. Nou heengaan gebruik hy, dis 'n sagter woord as dood. Hy gebruik dit in Filippense 1 vers 23 ook baie treffend as hy sê om heen te gaan en by Christus te wees is vir my verreweg die beste. Woord heengaan in die Griekse taal het 'n pragtige beeld. Die beeld van 'n skip wat in 'n hawe lê. Nou, daardie skip is in daardie tyd met toue vasgemaak. Hy kon nêrens heen gaan nie. Die skip gaan nêrens heen nie, maar wanneer die tyd reg is vir daardie skip om te vertrek, wanneer daardie skip na sy bestemming moet vaar, dan is die skeepsbemanning gekom en hulle daardie toue losgemaak. Nou daai losmaak aksie van daai toue op daai skip is dieselfde woord wat vir heengaan gebruik word. Nou sien Paulus in sy geestesoog hoe hy as skip daar in die hawe losgemaak word van hierdie sondige bedeling, van al die pyn, van al die ellende, van al die siekte en die armoede en die moedeloosheid, en sy skip is gereed om heen te gaan na sy hemelse vertrekpunt.
En dit is wat met hom oubaas gebeur het, toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Die Heilige Gees het sy toue hier op aarde kom losmaak, sodat hy letterlik die skip na sy bestemming Jesus Christus kan seil. Hierdie woord heen gaan praat ook van mense wat in daardie tyd tente opgeslaan het. En as jy die oomblik as jy moet oppak en jy daai tentpenne uitgetrek en daai toue losgemaak, dan is dit dieselfde woord. Met ander woorde, 'n tent is 'n nie 'n permanente woning. En dit is die beeld wat Paulus weer hier in 2 Korintiërs 4 en 5 gebruik. Hy sê 'n tent is tydelik en dis presies wat ons lewe hier op aarde is, dis tydelik. Oom Oubaas se tentpenne is uitgetrek. Sy tydelike woning is afgeslaan sodat hy kan intrek neem in sy Vaderhuis, sy permanente woning. En dit is wat Jesus ons beloof in Johannes 14. So dit is hoe Paulus ons troos met hierdie woorde in vers 6, as hy sê, eerstens die drankoffer, en dan die woord heen gaan. Maar nou sit Paulus in daardie donker en koue tronksel in Rome. Hy is nou vir die tweede keer in 5 jaar is hy gevange geneem, omdat hy Jesus Christus verkondig het, en omdat hulle hom dit gehoor sê het, en omdat hulle hom voor die keiser gebring het, want die keiser was in daardie tyd aanbid as God. Hierdie man verkondig 'n ander God, gooi hom in die tronk. En dan, volgens geskiedenisbronne, was die demoniese keiser Nero aan bewind. 64 na Christus in Rome. Hy het Christene op die wreedaardigste maniere doodgemartel en dit was vir hom baie lekker gewees. Hy het gelowiges gekruisig vir die grap. Hy het hulle in diervelle toegedraai en dan het hulle in die strate laat afhardloop en dan het hy die wreedste honde op hulle losgelaat om hulle te verskeer. Hy het, wanneer hy gevoel het sy tuin te donker is in die nag en die maan se lig nie helder genoeg was nie, het hy 'n paar Christene uit die tronke laat kom en hulle aan die brand gesteek, sodat daardie vlamme op hulle liggame vir hom lig kon maak in sy tuin. Dit is Nero. Dit is wie oor Paulus se lewe nou moet besluit as Christen. Paulus weet, so 'n dood is voor die deur. Sy heengaan is naby. Maar hoe kan Paulus so rustig voel in sy gemoed, dat hy uit hierdie tronksel hierdie woorde kan skryf? Een ding en een ding alleen. Die Heilige Gees wat hom voorberei het vir hierdie oorgang. Ons lees dat Nero ook nie vir Paulus ontsien het nie, so 3-4 jaar later, 67, 68 na Christus, sterf Paulus 'n genadeloose marteldood. En kort daarna, of net kort voor dit, skryf hy hierdie woorde vir Timoteus. Maar Paulus weet, sy lewe hier op aarde is nie gemors nie. Om Oubaas se lewe op aarde, elke asem wat hy geneem het, is nie gemors nie, want die inhoud daarvan is as drankoffer voor God se altaar uitgegiet. Soos 'n skip wat uit die hawe gaan en die mense wat die skip verwag aan die ander kant, het hom Oubaas by sy permanente woning aangekom. Paulus word in sy dood selfs 'n voorbeeld van dit wat hy vir die gemeente in Filippi sê. Sê vir die gemeente in Filippi, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Paulus het geweet hy gaan ly terwille van Jesus Christus, en hy het geweet hy gaan Jesus Christus in sy dood gelykvormig word. Soos Paulus in daardie donker, koue tronksel sy eie marteldood nader, so groei hy nader aan Jesus Christus in sy lyding aan die kruis. Paulus kon baie maklik in selfbejammering verval het. Hy kon baie maklik gesê het, ag, ek het al hierdie goed vir u gedoen, Christus, nou gaan u my so 'n einde besorg. Hy sê nee, Jesus Christus het soveel vir my gelei. Die minste wat ek kan doen, is om ook vir hom te lei. Dan sê een van die kommentare mooi, as jy vandag nog hier sit, as jy vandag nog asemhaal, dan gaan dink daaroor, is daar nog 'n doel met jou lewe, want God hou alles in sy hand. Hy hou die geboortedatum, hy hou die sterfdatum in sy hand, niks is buite sy raad nie. Dan staan Paulus al met een voet in die graf, maar daar is nog tyd. Daar is nog tyd om 'n brief te skryf wat gelowiges duisende jare daarna nog met soveel troos in die bruid van ons Here Jesus Christus kom vertroos, soos vanmiddag. Paulus dink terug aan die verlede ook. Hy het ons getroos nou in die hede. Nou dink hy terug aan die verlede, vers 7. Hy neem sy eie lewe in oënskou. Hy dink terug, soos ons nou oor hom Oubaas se lewe teruggedink het toe ons hierdie foto's gesien het. Die Heilige Gees sê deur Paulus,
Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Toe ons Woensdag by mekaar kom en 'n mens dink aan Oubaas en sy lewe en die laaste ruk ook wat ek hom goed leer ken het, kon ek nie anders as om toe ek hierdie nuus hoor, dit dink aan hierdie vers nie. Ek het die goeie stryd gestry en dit het hy gedoen. Ek het die wedloop volëindig en dit het hy gedoen. Ek het die geloof behou. Dit het hy gedoen. Paulus maak vrede met die verlede. Ek het die goeie stryd gestry, sê hy. Is 'n beeld van kom uit 'n bokskruit waar jy jou opponent moet uitoorlê en dan sê die katekismes vir ons wie ons opponente is. Ons opponente is die wêreld, die Satan en ons eie sondige natuur. Paulus sê ek het gestry daarteen. En dan beskryf hy sy lewe as iemand in 'n gelowige in hierdie tye waarin ons leef. Oom Oubaas moes hierdie wedloop volëindig. En 'n gelowige se lewe, geliefdes, vat ons weer nie eintlik na die atletiekbaan toe nie, maar na die hindernisbaan toe. Want dit is wat 'n gelowige se lewe is. Moenie die voorspoedsteologie glo wat sê as jy 'n Christen is, gaan dit net met jou goed gaan nie. Gaan kyk na Paulus. Hy is vir ons die klassieke voorbeeld van die teenoorgestelde. Hy sê ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop op hierdie hindernisbaan volëindig. En so was oom Oubaas se lewenswedloop en elkeen van ons sin ook nie sonder struikelblokke nie. Maar hy het dit gehardloop. Hy het dit eintlik gehardloop, want hy het geweet wie wag vir hom by die wenpaal. Hebreërs 12 vers 1. Laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Dink jouself daardie oomblik in as jy tot sterwe kom. Wat 'n genadige en wonderlike troos moet dit wees. So wat oom Oubaas gesien het. Jesus Christus by die wenpaal. En in daardie tronksel het Paulus sy sonde en sy teleurstelling en dit waaroor hy spyt was in die lewe en daar was baie, het hy vir Christus gegee. En wat het Christus vir hom in ruil gegee? Hy het vir hom perfekte vergifnis gegee. En nou kan hy skryf, ek het die geloof behou. Nou, dit is alles net genade. Ons kan nie eers roem in ons eie geloof nie, want Paulus sê vir die gemeente in Efese, selfs jou geloof wat jy het, is 'n gawe van God. En nou het God dit wat hy in hom Oubaas begin het hy kom klaarmaak in die geloof. Filippense 1 vers 6, ek is juis hiervan oortuig dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Christus Jesus. Oom Oubaas se saligheid, tannie Hannetjie, was nooit in sy eie hande nie. Dit was in God se hande. En daarom troos die Heilige Gees ons nou ook vir die toekoms. En daarom kan ons dit met volle vrymoedigheid vanmiddag verkondig, dat oom Oubaas by sy verlosser is. Dat hy een geword het met hom in sy lyde, in sy dood, maar ook in sy opstanding. Omdat Paulus en oom Oubaas en elkeen van ons wat sterf, se saligheid nie in ons hande is nie, weet ons verseker wat die toekoms inhou. Verder staan daar, is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee. En nie net alleen vir my nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Die woord kroon is 'n atletiese term. Dit was in daardie tyd 'n gevlegte krans wat op 'n mens se kop gesit is as jy 'n bepaalde item gewen het, baie soos 'n goue medalje vandag. Die medalje, of eerder die wedloop is gehardloop, die stryd is gestry, die geloof is behou, nou bly daar een ding oor vir oom Oubaas. En dit is die prysuitdeling. Die seremonie is toegedraai in genade. Dit is vir ons weggelê, met ander woorde, dis nie verdien uit onsself nie. God doen die weggelê werk. En dit is ons wat die ontvangwerk doen, naamlik wat? Die kroon van geregtigheid. Niemand verdien dit nie, maar tog ontvang ons dit. Titus 3 vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, wat hy ryklik uitgestort het deur sy seun, Jesus Christus, ons verlosser. En hoor mooi hoe sê een skrifverklaarder dit nou. Christus se doringkroon op Golgotha word ons geregtigheidskroon van oorwinning. God se doringkroon op Golgotha, of eerder Christus se doringkroon op Golgotha, daardie dorings wat sy voorkop deurdring het sodat die bloed
hier teen sy gesig afloop. Daardie lyding wat hy vir ons moes sterf, word ons geregtigheidskroon van oorwinning waarvan vers 8 praat. Daarom, aan die Hannetjie, familie en vriende van hom oubaas, wees getroos deur God se woord soos net God se woord kan troos. Oor oom oubaas se heengaan, sy naderende dood. Laat vrede in julle harte inspoel. In die hier en die nou, soos vers 6 sê, oom oubaas het sy lewe as drankoffer uitgegee. Die inhoud van sy lewe was nie verniet nie. Daar was inhoud in daardie beker wat uitgegiet is. Die skip se toue is losgemaak. Sy tentwoning is afgebreek. Hy is nou in sy vaderhuis met sy baie wonings. Vers 7, die verlede. Hy het die goeie stryd gestry. En daarvan is ons getuienis. Hy het die wedloop volëindig. Hy het die geloof bou. En dan ook vers 8, wat lê vir hom, vir elkeen van ons voor? Nou wag die oorwinningskrans van geregtigheid op ons. En so sal ons om oubaas se lewe onthou. Iets in besonder wat ek sal onthou is met laas donderdag en Vrydag, met die fondsinsameling, so siek as wat hy was, het hy nog hier in die kombuis gesit en gehelp. Kon nie meer staan nie, het vir hom 'n stoel nader getrek, maar hy het nog steeds gehelp. Besig in God se koninkryk. En so kan ons getroos uit God se woord die lewe voluit aanpak van vandag af, al is dit hoe swaar, die wete dat wanneer my heengaan naby is, soos om oubaas aangebreek, dit vir my verreweg die beste is, omdat ek dan by Christus gaan wees. By hom word doringkrone oorwinnaarskrone. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, grote God, U woord troos. U woord vee geestelike trane af. U woord kom maak vol wat leeg is binne in ons. Daardie mis, daardie gat in ons harte, kom vul U woord. En U gebruik U Gees saam met U woord om ons te kom vertroos. Vader, dit is ons gebed as familie en vriende, dat U ons sal rig na die ewige. Dat U ons gedagtes sal wegvat van hierdie wêreld in sy chaotiese toestand, in hierdie wêreld waar daar geen troos is nie, hierdie wêreld waarin 'n mens nie meer weet wat jy kan glo en wat jy nie kan glo nie, omdat die waarheid nie hier heers nie, omdat die vader van die leuen Lucifer hierdie wêreld beheer. Vader, ons weet, U is 'n God van waarheid. U is, deur U Seun, die weg, die waarheid en die lewe. By U is daar troos. By U is daar lewe. Dit wat ons nie by die wêreld vind nie. En dit bid ons vir elkeen toe, wat die trane vlak sit, omdat ons hom oubaas mis. Vader, troos ons deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Seën ons verrigtinge ook verder nou, wanneer ons nou gaan saam sing, wanneer ons nou saam uitbeweeg, en een laaste keer ook 'n huldeblyk bring, en wanneer ons as gelowiges na die tyd ook saam kuier, mag dit alles wees tot opbou van ons geloof, mag dit wees dat wanneer ons hieruit gaan, ons kan sê, waarlik U naam is vandag verheerlik. Dit vra ons in die naam van U Seun, Jesus Christus. Amen. In liefdevolle herinnering aan Nicolaas du Plessis. En die woorde van Job. God het gegee, 1945, 11:22. God het geneem, 22:09:07. Geloof sy die naam van ons God. Ek hou aan ons die briefie aan die agterkant van hierdie blaadjie voor, Nicolaas du Plessis. Hoe sê mens daar? Hoe sê mens, jy is Jakob? Hoe sê mens, ek is lief vir jou?
En hoe sê mens, jy gaan my mis, as dit reeds te laat is? En wanneer is dit te laat? As jy nie meer daar is om dit te hoor. 56 jaar lang het ons dit vir mekaar gesê. Toe breek die tyd so skielik aan te groet en weer was dit te laat. Ons paadjie hier op aarde het gekruis. Stel dan maar, ek glo, ons sal weer eendag doen. Jy is verlos van pyn en lyding, en die Here het geweet, tot hiertoe en nie verder. Ek sal jou altyd lief hê, en ons saam wees, nooit vergeet. Deur siekte en gesondheid, armoede en rykdom, voorspoed en teëspoed, het ons saam gestaan. Mag jy veilig wees, en Jesus saam wees. Dit dan namens Tannie Hannetjie, wat ons dit voorgaan. Ek gaan nou vir Piet Besuidenhout vra, om na vore te kom om die bedankings te doen, en nadat hy dit gedoen het, gaan ek vir ons die klaars ervoor. Namens Tannie Hannetjie, wil ek die volgende bedankings doen. Eerste my dank aan ons Hemelse Vader, dat hy my oubaas vir 56 jaar saamgespaar het. Maar ek gaan my rus sonder pyn en lyding. Dankie Donnie Frikkie vir al jou getroue hospitaalbesoeke van oubaas tydens sy siektedae. Ook vir die vertroostende boodskap wat jy vir ons gebring het. Tyd was nog nooit vir jou faktor. Dankie Kruisberg gemeente, julle gebede en meelewe op baie werk. Dankie aan al oubaas en my familie se ondersteuning en wat ons so getrou bygestaan het. In besonder Lise, Piet, Bowie, Joe, Andrea, Pieter, Hein en Evelina, wat altyd daar was en is vir ons. Spesiale dankie vir jarelange ondersteuning aan al die inwoners van se ringoord, wat my besoek het en almal se simpatie, al was dit net by wyse van 'n krikkie. Dankie aan elkeen wat by wyse van WhatsApp of 'n oproep gesimpatiseer het. Wees verseker, dit word regtig meer. Dankie aan die susters van Kruisberg Gereformeerde Gemeente vir die verversings en versiering van die saal. Dankie aan Rustenburg Krematorium vir die wonderlike en flinke diens vandat oubaas se liggaam omhaal is en by ons huis tot vandag se reëlings. Selfs 2 uur in die nag was julle van diens gewees. Baie dankie aan elkeen wat vandag oubaas se herinneringe diens bywoon. Wees verseker dit gaan nie ongesiens verby nie. Ook my dank aan Bellary Hospitaal vir die tyd wat hy daar was. Ons huisdokter, Dr. Gerrit Pretorius, 40 jaar het hy oubaas behandel. Ek sal dit altyd onthou. Baie dankie. Laaste, maar nie die minste nie. Dankie broer Pikkie, dat julle altyd daar is en was vir ons. Dag of nag, om ons op julle knoppie trek. Die Here se seën op julle te verbid. Baie dankie. Ek gaan voordat ons die draers voorhou, vra dat ons almal sal staan om ook hierdie seën van God wanneer ons mekaar uitgaan ter vertrooster te ontvang en dan weer gaan sit, dan sal die draers ons kom staan, dan ontvang ons God se seën. Die Here het met Moses gespreek en gesê:
spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê. Die Here sal jou sien. En hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. En hy sal jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef. En hy sal jou vrede gee. Kom ons sit net weer vir 'n oomblik. Ek gaan die jaars dan voorhou. Net voordat ek dit doen, wil ek net voordat ons dan nou saam met hulle uitbeweeg na die leidswaar toe, wil ek net verduidelik, as ons daar aankom, gaan ons by mekaar kom. Ek gaan die 12 artikels van die Christelike geloof voorhou en dan gaan daar ook vir ons begeleidende vioolspel wees, waaronder ons dan die laaste opblyking en eerbetoning aan ouers doen. As die verrigtinge daar afgehandel is daar verversings in die saal. Almal is baie welkom om daar te sluit en dan ook lekker in gesellig saam te kuier en vir aan die dan 'n drukkie te kom gee of 'n handdruk van doen. Ek hou die draers ons voor en daarna van die verrigtinge daarna by. Ek vra as ek die naam afkondig, dat julle sommer sal opstaan en weer na vore sal beweeg. Johan Fourie, Gert Liebenberg, Hein Krobbe, John Kleinhans, Piet de Suidenhout en Pieter Frank. Net vra dat almal sal staan asseblief.